Ja, nee, maar mense, die eerste keer is maar so 'n bietjie weirderig, maar weet jy, dan moet jy net aanhou kom en dan, as jy weer kom kry as jy jare deel en jy mis die Woensdag. Ons sê net dit is ander vreemde, ons is net so vreemd. ons is die moet net vreemdes. verkeerd verstaan nie. Ons is ook van hulle. Ons elke week snacks. Dit voel vir my, almal het gesê toe ek soos aangesluit het, daar sal altyd iets wees om te eet en dit kan ek bevestig. So as jy 'n snacker is, baie welkom by Palliser. Jy weet ongelukkig bly tot die einde vir die snacks, maar. Welkom by Palliser Praatjies, waar ons meer leer van ons gemeente en sy bedieninge. Ek is Amy. En ek is Stef. En ons is julle aantreklike, ongelooflike slim en net onbeskryflike oulike. En onmeetbare talentvol. Vandag het ons die voorreg om met twee van ons goeie vriende te praat oor die studente en jong werkendes bediening. Hulle is amper net so oulik soos ons. Zander en Amy, sorry. Zander en Franke van die studente en jong werkende bediening. Sal julle toe vat minuut en vertel die mense van waar af kom julle, wat doen julle, wie is julle? Van die eerste. Okay. Ek is Franke, soos julle gehoor het. Ek is 'n 4de jaar mediese student tans. So dit gaan baie lekker daar op kampus. Ek kom eintlik van Oudtshoorn af, ek het daar groot geword. So 'n klein Karoo meisie eintlik, maar nou meer in die Vrystaat as enigsins op 'n ander plek. En ek is regtig verslaaf aan koffie. Okay, ek is Zander en hierdie is my mooi meisie Franke langs my. Ek kom van Bloemhof, ek is my hele lewe lank hier in die kerk. Ek dink ek was 8 toe ons hier aangesluit het en ek is 'n finalejaars mediese student, so ek maak klaar hierdie jaar wat ek baie vooruit sien en dit geniet dit nog vreeslik baie. En ja, die kerk is soos my tweede huis, die mense wat jy ontmoet word soos familie. En hulle los jou nie sommer nie, maar dit is baie lekker om hier te wees. En dankie dat julle ons gevra het, ons sien baie uit vir die praatjie. Sien ook uit om met julle te gesels. Voor ons begin, wil ons net 'n vinnige icebreaker speel, net om die nerve te kalm van alles en dat die kykers julle ook beter kan leer ken. So die game is hot take. So ek gaan 'n hot take opinie gee en dan moet julle net vinnig of sê of julle saamstem of nie. So okay. Julle reg. Okay. Vraag nommer 1. Pineappel behoort op pizza. Nee. Ja. Oh. Glad nie. Klaar Raymond. Ons gaan nie pizza deel nie. Okay. Subtitles maak die fliek beter. Ja. Oggendmense is meer produktief. Nee. Ja. Okay. Ja, dit is. Tomatiesous hoort in die yskas. Ja. Ja. Great. En op alles. Ja, en op alles. Ja. Souse is beter as spices. Ja. Nee. Ek dink nie so nie. Ja, Net tomatiesous. Mens kan Ja, sonder maar- spices nog, maar mens kan nie sonder sous nie. Oef, nee, maar mens kan ook nie sonder sout en peper en curry nie. So cute. Moet jy die curry vergeet? Ja, en curry vergeet. Okay, Android is beter as Apple. Nee. Nee. Hy is okay, maar het julle iPhones hè? Ja. 'n Boek is beter as die fliek. Sê die Boek is geleser. beter as die fliek. Ja. Ja. Nee. Ek lees nie, so ek sal nie weet nie. Ek is ook nie so mal oor lees. Maar nie. kyk so lekker verbeelding nie. So flieks is mooi, maar ek kan dit nie sien nie. As ek wakker bly vir die fliek is dit kry. Maar ek kry ook nie die boek gelees nie, so ek sien dit. Okay, okay. Crocs is eintlik nice. Ja. Nee. Dink my nie jy moet Crocs koop nie. Dit is lelik, maar dit is gemaklik. Dit is eintlik al. Dis regtig lelik. Ja. Dit is baie gemaklik. Vir my. Nee, maar hulle het ons daai charms, wat jy op die daai goedjies Dit wat jy op die maak dit steek nie die krok weg. Nee, dit Kan nie die skoen wegtrek met dit nie. Nee, dit nie. Okay, die passenger moet op Google Maps wees. Soos as jy ry. Ek voel die mense met die meeste rigting moet op die maps wees. Geen spesifieke verwysing nou na iemand. Nee. Enigiemand wat net goeie rigting het. Maar ja, So, dan jy is is seker nie beter op anders Google kan- Maps nie. Nee, ek is net bevoel dan nou nie op. Ja, Maps nie. okay, Sy kom ons sy sê is. so, Ja, ja. okay. As jy die passenger is, As hy dan is die Dan is sy passenger. die maps, ja. Okay. Ja. Okay. Die kors van die brood is useless. Ja. Okay. Weet jy dit? Oh man. Okay. Ja, dit was icebreaker geweest. Was hy? Ek hoop julle is nou lekker Ja, maar die litte is nou Ja. los. Ja, dit is nou Lekker. los. Okay. So ons gaan begin gesels lekker oor die studente en jong werkende bediening. So eerste wat ons wil vra is hoe het julle betrokke geraak by hierdie bediening? Ja, ek dink ek het aanvanklik toe ek eerste jaar was, het ek graag 'n groep
gesoek om by ook Bybelstudie te doen. Want op skool is ons so gewoond aan katekese op Sondae gewees. En toe matriek met ek en COVID was, het ons niks gehad nie. Toe eerste jaar, toe sê ek maar van Nelmarie hier gekry en gesê, maar is hy nie so ietsie? Toe sê sy ja, hulle het al met een begin, maar was toe nog nie so groot nie. Dus maar kom ons probeer weer. En dit was toen nog een groot distinct groep tussen die jong werkendes en die studente. Toe het ek daar meer by die studente gewerk en sy meer by die jong werkendes. En ja, toe het maar net van daar af groter gegroei en ek dink ons het naderhand saam gesmeld. Ons het besef, al swat jy en al werk jy, maar jy is tot 'n mate dieselfde ouderdom, het ons is dieselfde goed wat na jy soek en dieselfde goed waaroor jy wil praat met ander mense. So toe het ons al saam gesmeld en ja, die bediening op Woensdae aand is baie lekker. Die mense wat jy daarna ontmoet, nou 4 jaar later, of 5 jaar later, het ons regtig 'n goeie gemeenskap gevorm en dit beteken vir hulle altyd iets. Dus ek gaan huis toe en ek voel ek het iets gekry daaruit. En ek het al met baie mense gepraat wat ook sê hulle het iets daaruit gekry. So ja, ek het maar net in eerste jaar dit begin en dit is regtig baie nice. Ek het laas jaar eers betrokke geraak hierby. Ek onthou ons gesprekke, ek en jou en Amy, wat ons regtig eintlik gepraat het oor community en hoe jy vertel het daarvan. Ons het ook begin kuier, toe nooi my ook saam. So ek dink dis 'n goeie begin om eintlik net 'n bietjie community te kry. Ek het so lank gebid en soos op my pad met die Here ook gesukkel om mense te kry wat ook soos equally yoked is as ek en net saam my kan incheck en saam my kan groei en regtig die Here se hart soek, want baie keer ek smaller mense, so dis lekker as mens kan Bybelstudie hou en dink, is 'n lekker social by mekaar kom. Maar dit voel vir my baie keer, soos in vorige groepe het ek half die punt gemis van wat dit eintlik moet wees. Dis altyd lekker, maar ons mis baie keer die punt. So ek het so jaar terug betrokke geraak en op Woensdae net gekom. Eintlik die eerste paar keer gedink, wow, hierdie is so wack. Ek weet nie of ek enigsins hier gaan inskakel en betrokke raak nie. Maar mens raak regtig lief vir dit en is so goeie incheck vir jou week om op 'n Woensdag te kom en net te besef waar dit regtig gaan en net weer by die mense uit te kom wat regtig ook lief is vir die Here. En dit het so 'n community geword waar ons regtig omgee en incheck op mekaar en nou is dit eintlik vriende saam wie ons regtig gereeld kuier. So dis baie lekker. Ek het nie geweet dit was oorspronklik studente en werkendes apart nie. Ja, dit was soos, daar was 'n ouderdom, dit was soos jy moet 18 tot iets was, sê maar 22, 23 was studente en dan 23 tot 33 was die ander bediening gewees. Maar ek dink dit het so lekker gewerk om dit af te baken nie. En ek meen van ons vriende wat nog in die bediening is raak, ouer, want daar ook moet loop. Maar ek bedoel, dit is maar nog steeds jong mense wat ek voel 'n gemeenskap daar wil hê. En ek het met baie mense al gepraat in die kerk wat studente en jong mense is wat nooit kom nie. Ja. En dis nou nie, soos ek gaan nie dwing om te kom nie. Ek dink ek moet vir daarmee maak. Die mense wat kom, wil jy wees. En of jy nou student of jong werkende is, jy wat kom kry iets uit dit uit en jy bring iets vir die groep. So almal hoef jy daar te wees nie. En dis wat ook dit lekker maak. Die wat daar wil wees, wil daar wees. Ek dink ook die mooi van die bediening is dat almal uit vrye wil uit daar is. Dis jou hele skoolbaan se kategese is jy moet Jou ouers van jy kerk moet jou wees en ouers jy maar word daai is saamgesleep, ja, 100% mense is hulle wil daar wees en hulle wil so En ek dis dink mooi ons van iets dit, staan om eie inisiatief te neem. Dus soos hulle sê, daar's niemand wat jou aftik of jy kry nie 'n sertifikaat vir deelname of ietsie nie. Jy gaan omdat jy daar wil wees en betrokke wil wees en wil groei. So julle het gesê dis hoe julle betrokke geraak het, maar wat het met die eerste byeenkoms julle laat besluit, weet jy wat, ek sal volgende week weer kom. Wat het jou gehoek? Dit was regtig vriendelike mense, eintlik baie vreemd, maar baie vriendelik. Ek weet nie wat dit was nie, maar dit was regtig vir my, mens stap in en jy voel aanvaar. Ek weet nie of daar woordjies gesê is dat hy vriendelik moet wees nie, maar dit was baie lekker vir my. Dit is net om te weet, soos jy skakel in en mense check op. Daar was 'n paar wat ook vir my boodskap gestuur het en gevra het hoe dit was en het ek dit geniet en het ek ietsie geleer. So ek dink is net daai vrymoedigheid van jy kan jouself wees en almal is welkom. Ek dink is eintlik wat ook vir my lekker was, soos niemand word gejudged nie. Daar's regtig, ek het regtig gedink jy is 'n paar vreemde mense, maar soos dit laat my half beter voel want verstaan ek sal ook kan inpas en hulle aanvaar almal. Want baie keer voel dit vir myself so is dit die kerk, verstaan, almal word aanvaar. So dis great. Wel, ek moes weer kom en ek was een van die leiers. Ek wou baie graag. Vriendelik verplig. Ek was vriendelik verplig. Maar dit was my lekker, want dit voel vir my alwel, ons is so 4 of 5 in die groep wat leiers is. Al wat ons doen, ons fasiliteer die vrae, maar verder gesels almal. Waar dit net nie meer kategese weer soos wat ons gesê het, ek wat in kategese sit en vir hulle die vraagie vra, dis bietjie meer dat ek in beheer is van die groep en dis 'n plek, daar's plek daarvoor, maar vir ons groep is dit vir my soos net iemand moet die vraag voorlees, maar verder gesels almal. En dis hoekom ek oor en oor kom,
want ek kry elke week iets daar uit en ek leer meer van die Here deur ander mense se opinies en dit is vir my super lekker. Ja. En maar mense, die eerste keer is maar so 'n bietjie weirderig, maar weet jy, dis so dan moet jy net aanhou kom en dan as jy weer kom kry as jy jare deel en jy mis die Woensdag. Ons sê net dis ander vreemde, ons is net so vreemd. ons is So die moenie dit vreemdes. verkeerd verstaan nie. Ons is ook van hulle en dit is wat lekker is wat sy sê mens voel regtig welkom. Ja. dis Ek onthou op my eerste keer, ek dink dit was die afskop van 'n nuwe semester of 'n ding. So daar was baie mense. Ek dink Ja, ons was ja. oor die 20. En daar was ons het in so 'n groot sirkel gesit en daar was so 2 of 3 mense wat elke vraag gepraat het en daar was opposing opinies. Nee. En Nelmarie was op my na die tyd sê, "Marie, dis nie gewoonlik so nie." Ja. Dit kan nie te raak, maar dis ook 'n plek dan daarvoor Ja, vir ja, ons maar om te dis sê, hoorie maar opinies. kom ons los dit. En dis Ja. ook goed so. Jy moet leer by ander mense se opinies. Jy moet bietjie ander luister ook vir ander mense. As julle nou moet terugdink, wat sal julle sê is julle favourite memory? Of dit nou in die saal gebeur het of met 'n related event of 'n ding. Favourite memory Ja, wat van te die doen het groep. met die bediening. Daai Wacky Wednesday was vir my baie lekker. ja. Ons geworship het. Eintlik die worship aande, ek beleef nogal regtig die Heilige Gees se teenwoordigheid as ek worship. So dit is altyd vir my 'n hoogtepunt. So ek dink daai aand was vir my great. Die fliek aand was ook lekker, net om 'n bietjie special. Wat jy sê dis vir my is dit ook 'n hoogtepunt gewees. Eintlik meer om julle dop te hou. Ek kyk minder vir die fliek en meer vir julle. Net vir die kykers, ons het High School Musical gekyk. Hulle het dit opgetree. Ja. dis Amy se gunsteling. Maar ja, dit was vir my 'n hoogtepunt. Ek smal oor die worship. Ek voel baie soos Woensdae aande want ons sing gewoonlik mos so 2 liedjies. Ek voel gewoonlik soos kan ons nie net sing nie. Ek sal net sing en ek sal huis toe gaan en sê ek het 'n boodskap gekry, ek is reg. Dit is so. Vir my is dit die ek dink nie noodwendig een ding wat uitstaan was, ek dink 2 jaar terug se paasstasies het die jong mense spesifiek gebou. En toe was dit 'n klomp van ons in die bediening wat elke aand ingekom het en hierdie hele plek opgestaan en toe om daai naweek toe die stasie te beleef, die preek te hoor, alles in plek te sien val. En ek was in elkeen net 'n klein deel, party het uitgeknip, party toue opgehang, maar om te sien hoe by mekaar gekom het was vir my soos, wow, ons as jong mense kan hierdie 'n bediening maak vir die mense rondom ons. Dit was vir my lekker geweest. Maar dit is so met elke ding, soos ons jong mense in ons groep is ook in die aand op die band, is ook op die tegniese span, is ook op die kollekte span. En dit is lekker want soos jy hou mekaar accountable by die kerk en jy het Bybelstudies staan, so jy beleef God. Dis nie net soos Woensdae aand as jy ons jy moet God beleef deur sy werk te doen en dan doen niemand niks nie. Ons kan actually sien. En ja, dis vir my baie cool. Ek like dit. Kom ons check bietjie in by Johan wat by van ons leiers gaan kuier het. Dankie Hot Wheels daar so uit die studio uit. Ja, ons is hier so by die Palisier Leiersdag vandag. Min of meer 160 leiers plus Jewel die eerens is besig om saam te vergader, saam te praat oor wat is ons hart vir hierdie bedienings, wat doen ons, hoekom doen ons dit en ook die groot deel is hoe om dit beter te maak, meer ontvanklik vir die mense in ons bedienings. So ons is nou in etenstyd. Almal is besig om vir hulle iets te kry om te eet. Ons gaan 'n paar mense nader sleep en by hulle hoor wat is hulle, wat doen hulle, hoekom is hulle hierso en wat beleef hulle van God in hulle bedienings. Hierso is die man van die uur, ou Jewald. Jewald, sê vir my, ons is hier by die Leiersdag. Wat doen jy? Waar is jy betrokke? Johanneman, so ek is eintlik by 'n paar plekke betrokke. Ek is by die jong erediens, ek is by die oggend dienste betrokke, by die band. Ek is by die jong erediens by die band betrokke. Ek is ook by die GR betrokke. So ek is 'n raadslid ook. En verder as dit, ja, dit is maar waar ek is. Hierna gaan ons borde was, hoor ek. So ek is daar betrokke. Maar verder as dit nee, verder as dit is dit waar ek betrokke is, Johanneman. Lekker. En sê vir my, wat beteken hierdie bediening vir jou? Wat beteken dit vir jou om in bediening te wees? Johan, ons het nou gepraat oor jy wat jou in die Bybel staan, jy moet jou 10de gee. En dit is belangrik vir my. So weet jy, om by hierdie tipe bedienings te wees is ook net so 'n bietjie ekstra van 'n 10de gee. Is 'n bietjie ekstra van jouself gee. En sonder dit dink ek nie sou Palisier wees waar dit was. As 'n mensie daai bietjie ekstra insit. Van jou mens wees nie. So dis vir my ontsettend belangrik. Ja. Lekker. Dankie. Ek waardeer. Dankie Jewald. Lekker eet en dan was na die tyd. So, ek gaan hierso incheck by die jong tafel. Ons is hier met Elsie en Rianet. Hallo, ekskuus dat julle in die rede val. Elsie, sê my, waar is jy betrokke en wat doen jy?
Ek is betrokke by die kategese, so ek het 'n graad 10 kategese groepie vir wie ek elke Sondagmiddag kategese aanbied en ek geniet dit vreeslik baie. Verder is ek by die dramatiese beplanning ook betrokke. Dis iets wat vir my baie lekker is. Lekker. Net net sê vir my waar is jy betrokke en wat doen jy? Ek is ook by die kategese betrokke, maar ek het die graad 8 groepie. So ek is by die bietjie jongeres en ek kom ook elke Sondag hier by die kerk bymekaar om bietjie met hulle 'n pad te stap. En sê vir my op daai noot wat beleef jy by bediening? Wat beteken dit vir jou? So ons het nou net 'n bietjie daar binne ook daaroor gesels en die ding is, dis baie keer moeilik as mense 'n groot groep het om te voel dat jy actually 'n verskil maak want hulle raak baie keer bietjie bedrywig en dit voel baie oorweldigend, maar die een ding vir my waarna ek altyd vashou is ek sê vir myself as jy net een persoon se lewe kan verander met dit wat jy doen, is dit al wat tel. So ek gaan met die mentaliteit in dat as ek vandag net een ding vir een persoon kan beteken, dan sal ek tevrede wees. As jy sê vir my waar jy betrokke is, wat beleef jy alles in bediening? Johan, dis vir my lekker om te weet, ek sê altyd vir my kinders, ek weet ook nie alles nie. So dis vir my baie lekker om saam met hulle te kan leer. Daar's soveel van hulle wat stories vir my bring van hulle week en wat hulle raak gelees het in die Bybel en dis vir my lekker om te weet hulle invest ook en hulle kan 'n rol in my geloofsjourney ook speel. So dis vir my baie lekker. Baie dankie. Ek waardeer julle tyd. Ek sal nie weer in die rede val nie. Ons kry vir Jandra hierso soos hy sy derde pudding vir die dag vat. Hier is my eerste ene. Dis wat hy sê. Om aan te gaan nou hierso by die leiersdag, ons is hier saam met Tertius en saam met Dries ook. Dries, sê vir my, waar is jy betrokke? Wat doen jy daarso? Mannebediening, ek is mannebediening leier en ek try 'n verskil maak. Tertius, jy? Ek is 'n mentor vir die graad 9's. En dan elke Sondag sit ons saam met die kinders en chat bietjie oor die Bybel. Okay. Tertius, sê vir my bediening, wat beteken dit vir jou? Wat beleef jy? Dit is om die woord van God met iemand te deel en te sien hoe hulle groei en dit gryp in hulle eie begin maak. Dit is ongelooflik om dit te sien in jong kinders. En ek sê nou vir Dries, ons kry nie altyd die terugvoer daarvan en op 'n dag dan chat jy met 'n ou en dan hoor jy eers met daai oom met daai dag so iets gesê, dan hierdie ongelooflike lekker kry wat jy kry om te hoor, maar jy het actually 'n verskil in iemand se lewe gemaak. Nee, dis ongelooflik. Dis baie lekker. Dis so lekker. Dries, jy by die mannebediening, wat beleef jy daarso? Maar die manne het 'n spesiale plek, maar wat Tersie sê, die verskil wat 'n ou maak. 'n Ou daag op en hy het 'n afdag en na 'n uur by die mannebediening is sy siening totaal anders en sien jy weer kans vir baie dinge en ek dink dit is waar ons is daar vir mekaar op die einde van die dag. Ons help mekaar waar ons kan en ons probeer mekaar maar optel as that's it. Net dit. Baie dankie. Ek waardeer. Asai. Nou maar jy is die vriendelike gesig wat ons ken as die persoon wat tussen die kinders rondhardloop en jy's by die jonk betrokke en jy hou net hierdie hele wiel hierso aan die rol. Waar anders is jy betrokke? Waar sien die mense jou nie? Ek dink die grootste ding waar ek regtig betrokke is die agter die skerms, veral met die admin tipe goeders. Dit is net maar net so om seker te maak al die kinders is op hulle regte plekke en al die lyste is op die regte plekke en so aan. En dan is dit ook grootendeels met die leiers, soos vandag se leiersdag was 'n groot aandeel waar ek moes betrokke wees. So ek dink dit is maar deel van die groot goeders waar ek betrokke is. En dan die groot vraag wat ek al die gaste vra is, daar waar jy is in bediening, daar waar jy betrokke is, wat beleef jy? Wat beleef jy van God? Wat staan vir jou uit in die bedienings waar jy is? Ek dink die grootste ding wat ek regtig beleef het al is as 'n kleintjie na my toe kom en hulle smile en hulle gee vir my 'n drukkie, dan beleef ek regtig God se liefde. Jy's uit daai kinderlike hoogtepunt uit en dit is my so groot voorreg om dit te kan beleef en te kan sien. So special denkwyse op die lewe. En dit is so lekker want dit is gewoonlik kinders wat korter is as ek. So ek love it. Love it. I can relate. Okay, dankie Namari. Dankie. Ek waardeer jou tyd. Ons hy. Nou soos julle kan sien met die leessaal hierso agter my, dit was die leiersdag gewees. Ons het regtig baie lekker gesprekke gehad, baie lekker insig gekry van ons leiers af en ek dink dit is net so amazing om deel te wees van so 'n kerk en so 'n plek waar jy kan sien hoe die mense bedien en hoe passievol hulle is daaroor. So met dit, terug na Stefan en Amy in die studio.
Jy het gesê dis op Woensdaagaande. Kan jy net vir ons 'n bietjie vir die mense vertel hoe lyk 'n tipiese Woensdaagaand, soos hoe verloop dit min of meer? Okay. Ons het na 'n paar keer wat die nuus wat nog gekom het nou maar elke keer 'n foto van hoe dit werk. Dis 6:15 tot 7:45. Maar daar 'n bietjie langer aan, partykeer is ons nou lekker gesels wat ook goed is. Maar dit is 'n verwelkoming en ook altyd 'n lekker icebreaker. Nou maar is baie kreatief met daai icebreakers. Ek speel elke keer net Pictionary, ek kan nie. Maar anyway. En dan sing ons 2 liedjies wat ons op die skerm wat ook nice is. En ons kyk 'n video, die reekse is lekker soos goed wat van ons nou op toepassing is soos jongmensprobleme of partykeer net die reekse wat ons in die kerk doen, herhaal ons dan in die week en dan bespreek dit wat nice is. Ja, die video dan bespreek ons die vrae, dan bid ons vir mekaar in klein groepies wat ook 'n nice memory is moet ek sê. Elkeen split op in klein groepies en dan neem ons 'n foto en dan gaan ons huis toe. En moenie die snackies vergeet nie. Dis altyd. Ons eet altyd. Ons elke week snacks. Dit voel vir my almal het gesê toe ek soos aangesluit het, daar sal altyd iets wees om te eet en dit kan ek bevestig. So as jy 'n snacker is, baie welkom by Palace. Jy weet ongelukkig bly tot die einde vir die snacks maar. Ja. Dis die minste wat jy kan doen. Ja, dis die minste wat jy kan doen. Nee, dit is so. En die gebed is ook oulik. Ek dink die kleiner groepies wat ons opbreek om te hoor wat elkeen in die week mee sukkel, want soms was dit een groot groep en dan het ons 'n paar gebedsversoeke gehad, maar nou is dit soos 5 in 'n groepie en jy bid vir die persoon langs. En die eerste 2 keer was van hulle op hulle sene wees en ek verstaan dit, maar nou is dit soos hulle kan nie wag nie. Ja. Ek wil vir jou sê waarvoor om te bid en die week daarna dan vra iemand vir jou. Ja. Hoorie hoe dit nou gegaan? En dit is dit is baie nice. Ek moet sê die ek wil sê kultuur van incheck en opvolg met dit is Baie iets wat ek nog nie gewerk, eintlik op 'n ander plek experience het nie. Jy het Ja. nou gesê die paastasies. Behalwe vir die Woensdae waar jy weet wat anders doen die bediening, is hulle op ander plekke betrokke by die kerk of is dit Woensdae en dan nou Ja, dit is Woensdae en dan jou eie keuse waar jy wil betrokke raak. Ons doen so 'n paar uitreike. Ons doen so probeer 'n 4 jaar doen. Wat ons sê net maar vir mense op straat iets vat of shop day einde van die jaar is ook altyd 'n groot ding wat ons jong mense baie betrokke is daar. So dit moet jou eie ding word. Soos jy ek dink dit omdat baie van ons klaar bedienings is, kan jy natuurlik na ons toe kom en ons sal vir jou maklik kan sê, hoorie maar kom help asseblief by die kollekte, help in die band, help met kategese asseblief. Ons kort mense daar. Want sy het ook so sy het by kategese begin aansit. Ek dink omdat sy gesien het ons is ook daar en sy het daar daarvoor. So ja, dis nie dat ons bediening eintlik iets anders buite die omgee groep is nie, maar die mense in die groep weet dit is belangrik en daarom doen hulle goed by die kerk ook. Ek dink Stef bedoel ook soos wat doen ons behalwe Woensdae aan is die Wacky Wednesday worship en soos daar was al braaie en soos sokkie aan en die fliek aan soos vertel bietjie soos van wat buite Woensdag aand nog buite die gebeur. Woensdag, okay. Ja, daar's 'n hele paar goed. Ek dink daar's 'n paar tradisies wat elke jaar lekker is. Ons skop af gewoonlik met 'n braai en dan kom daar gewoonlik baie mense. En dis nou die tipiese social event wat dit eintlik is. Ja. En dan voel dit vir my eintlik soos gereeld is daar ietsie anders soos worship aande, so 1 keer in 'n kwartaal gewoonlik wat ons dan net worship. En ons altyd snacks soos ek sê, so mense reël gewoonlik ietsie lekker en jy worship net vir die aand. Soos ons sê Wacky Wednesday is ook 'n lekker tradisie wat hulle vooraf kan jy reël dat dan bestel hulle burgers en dan eet jy Wacky Wednesday en jy worship. So dis baie spesiaal. Ja, en dan die lekker ook van hierdie is daar's soos vriendekringe wat daar uitkom en mense sien mekaar nie net op Woensdae aande nie. En dis die lekker deel van dis meer as net dit. Soos hy sê daar's baie bedienings wat jy ook by betrokke kan raak, maar dit stop nie net daar nie. Dis die lekker daarvan en dit gaan oor wat die Here vir jou gegee het en die gawes wat jy kan gebruik. Dis nie almal hoef kategese te gee en almal moet kollekte opneem nie, maar dit wat die Here in jou lewe gesit het en wat die Here ook op jou hart druk, daar kan jy gaan betrokke raak. Wat beteken die bediening vir julle persoonlik as mens wegvat van die vriende en jy weet vir julle persoonlik en dalk tussen jou verhouding, jy weet dis met jou en die Here, wat beteken die bediening vir julle? Ek dink dit het my regtig accountability in die eerste plek geleer. Want daar's mense wat my vra gaan dit en incheck op my. Ons sien ook nou uit om saam te vas vir die leidingstyd en sulke tipe van goed. So daar's mense wat regtig incheck op jou, vir jou vra hoe gaan dit met jou Bybelstudie, hoe gaan dit met jou geestelike lewe. Dit gaan nie net oor hoe gaan dit by die werk, hoe gaan dit met die swattings nie. Dit gaan meer oor as net dit. Ek dink ook soos 'n groot ding is dis mense wat equally yoked is. So ons kyk dieselfde na die lewe en soos die belangrike goed, die fondasie is dieselfde. En dan is dit maklik om oor ander goedjies te praat en maklik om uit te brei oor ander dinge. So ek dink
dit het regtig vir my groei in my verhouding met God gebring en ek leer verskriklik baie deur ander mense se antwoorde te hoor en opinies te hoor en ook die manier hoe ons dien en gawes wat hulle ook uitleef. Dit is my wonderlik om te sien dat die Here nie net die gawes, 1 of 2 gawes wat in my lewe is, soos net dit het nie, maar ander mense se gawes ook en hoe hulle dit bring en woeker met dit. So dit is vir my baie spesiaal. Ek stem saam, want dis nice om te hoor soos hoe daar ander opinies is wat soos kan nou jou siening ook so 'n bietjie challenge dat jy nie net soos ook gemaklik kan wees in dit wat jy net glo nie en ja ook om 'n ander perspektief te hoor want dan is so gewoond in jou kop dis hoe dit werk, so dit is regtig nice om almal sin te hoor. Sander. Ek stem saam. Ek dink die accountability is nice en dis vir my is dit die gemeenskap wat vorm en ons het nou 'n paar keer gesê maar hoeveel keer in die Bybel het ons gelees van Paulus wat gemeentes gestig het in sy verskillende dorpe waar hy was en van hulle wat deur verskillike moeilike tye gegaan het en wat vervolging ondergaan het soos as jy kyk na Rome en so hulle is in 'n baie moeilike situasie gesit as Christene en dan kom ek Woensdae aande hier en ek het my baggage wat ek saambring op 'n Woensdag aand soos elke ander week maar elkeen van hulle anders ook en ons gee plek daarvoor dat jy kan afpak en jy kan vir my sê maar hoor hierdie week was erg ek besig met my meesters my kat is oorlede. Ek weet dis seker goed. Dit en dis baggage wat jy saambring en dan besef ek as ek huis toe gaan, maar dalk moet ek bietjie net terugkyk in my triespieël en dankbaar wees vir waar ek tot nou gekom het. En ja, ek sukkel, maar ek's nie die enigste een wat sukkel nie. En daai Woensdag aand herinner ons mekaar, maar ons sukkel, maar saam sukkel ons met die Here en daarom is ons eintlik wenners. Daarom kan iets ons nie onderkry nie, want ons is klaar hy's klaar aan ons kant. En dis my nice. Ek dink dat almal daai selfde ingesteldheid het dat ons kom hier om weer refresh te word in daai soos op 'n Woensdag aand. En die goed wat ons leer is baie keer goed wat jou net meer resilient maak in hierdie wêreld. Ek dink ons as jong mense face klaar genoeg moeilikheid en ons hoor dit elke Woensdag aand. En as ons moet bid of nadat iemand WhatsApp, jy hoor klaar daar's mense wat sukkel. Maar nou herinner ons mekaar maar guys, die Here is aan ons kant en jy het daai herinnering nodig. Jy het daai wake-up call nodig dat om nie weg te bly van hierdie goed nie, want dit is wat met die krag vir die res van die week gee. En ek voel so die week begin so vinnig en dis Maandag en Dinsdag en mens raak besig. En op 'n Woensdag as jy weer kan terugkom en net soos jou perspektief weer herstel en net of ek wil amper sê jou lense skoonmaak en weer besef dat dis eintlik waar dit gaan. Dit gee mense net so 'n bietjie energie vir die res van die week en dan om Sondag weer mekaar te sien. Mense gaan dan net aan. Ek voel dit help ook vir daai accountability om te besef, maar dis okay, soos ons het ingecheck en ons is okay, ons kan aangaan. Ek sien 'n Sondag as half, jy weet, jy kry jou voeding vir die week en jou refresh. En partykeer word die week maar lank hoor. So die Woensdag as 'n pitstop op pad Sondag. Dit is Dit is. Ja, as ons nie 'n Woensdag iets het nie, dan voel ek is die week vir hom lank, joh. Ja, en ek verlang die mense, soos ek verlang regtig. Ja, mens doen ja. En dit het 'n roetine geraak. Soos jy moet dit ook 'n roetine maak. Soos wat oefen en leer en jy weet universiteit toe gaan of wat ook al 'n roetine word Woensdae aan 'n roetine. So my hele week word rondom dit nie gereël nie, maar dit is 'n kernpunt in my week en ek sê sorry as ander vriende my nooi vir 'n braai of ons gaan sê ek jammer ek het kerk. En dis nie omdat ek probeer verhewe wees bo nie, dit is soos dis my belangrik en jy moet daai stans ook maak. Ja, soos as jy deel raak is dit belangrik om te commit want mens skryf elke week 'n toets of soos daar's elke keer 'n verskoning om nie te gaan nie, maar soos jy sê as jy om dit kan beplan en jy weet Woensdae aande is uit vir enigiets anders, dan raak dit ook lekker want mens moet nie verskonings En ek dink dit word deel van 'n geestelike dissipline. Ons moet dissiplines in ons lewe toepas en veral in ons geestelike lewe ook. Want ek dink daarvoor het ons krag nodig en daarvoor het ons regtig gebed nodig want dit is maklik om meegevoer te word en dis alles belangrike goed en dringende goed wat gedoen moet word. So dis dit help met daai geestelike dissipline. En ook die dinge wat ons bespreek en wat ons behandel is als goed wat in 'n student en in 'n jong werkende se lewe van toepassing is. So ek dink ek vind baie dit. Kan jy dalk soos nog vertel wat se tipe reeks jy het nou gesê soos jy doen nou saam die Beleef God reeks wat die kerk nou mee besig is, maar soos wat se reekse het jy lank in die verlede gedoen en ook soos watter was vir julle nou soos dit was nou vir julle 'n great reeks. Ek kan goed onthou en toe ek tweede jaar dink ek was, het ons een oor adulting gedoen van ek weet nie van wie die, maar was op Right Now Mirror te kry. Dit was nogal vir my 'n nice 6 weke want hulle het oor verhouding gepraat, jou werkslewe, jou vriende en dit is 'n ander topics wat ek maar dit was nogal relevant vir my. Hulle het nie ek weet die cringe goed gebruik nie want dit kan nogal ek dink as ouer mense, jong mense probeer leer.
ja, ek weet ons moet vir hulle luister, maar bedoel maar net soos Ja. dit was lekker jong mense met jong mense gepraat. Dit was my nice. Dit was my goeie reeks en dan reekse oor boeke. Ons het baie Ou Testament boeke laas jaar. Ons het Agai en Sagaria en nee, nie Sagaria nie. Nee, Zephaniah. Wat is dit in Afrikaans? Sefania. Ja, man. En nog Ou Testament wat nice was, want ek dink mense verstaan dit ook beter en daai ou het ook baie van toepassing in ons lewe gemaak. So dis die tipe goed wat nogal vir my gewerk het, is om 'n boek te lees en daaroor te bespreek en meer daaroor te leer. Ja. Ja, ek het ook nogal baie Sefania, dit was vir my 'n hoogtepunt. En soos baie keer die notas wat ek maak is so relevant, ek gaan soos nou nog terug daarna. Ons is nou besig met 'n Beleef God reeks, of ek dink ons maak nou klaar met hom. Maar dit is ook goed, soos dit is elke week is daar iets en ek dink partykeer leer mens ook meer as ander reekse, maar jy besef ook dat partykeer moet jy luister na die wysheid wat daar uitkom. Al is dit nie so van toepassing nie. En dis nice om die Sondag aand se preek te bespreek Woensdag, want gewoonlik Sondag aand in die kerk wil ek al iets sê. Nie soos jy weet ek wil net soos vra of en ek dink in die jong eerdienste is Fransjo bied kans vir dit, hy doen. Maar jy wil graag met jou vriende maar soos hoor, jy verstaan hulle dit ook so en jy en dan kom Woensdae aand en wat nice is van die leraars, hulle dink vir daai vrae uit. So en van toepassing op die Sondag. En dan hoor jy by ander mense maar hulle het ook dit so beleef en so verstaan en soms is dit soos maar hoor jy ek het nie eintlik saamgestem nie. En dis ook okay, want dan leer ons van mekaar en dan kan ons weer iemand raadpleeg daarvoor en dis nogal vir my nice. En dan kry jy ook nou die verskillende perspektiewe van verskillende mense, En dit is ook nice want dan partykeer voel ek party mense laat die preek so stop op 'n Sondag, so dan kan jy hom ten minste deurdra in jou week as jy Woensdag ook doorgesels. Ja, dit is nice. En dit herinner jou die res van die week om weer aan daai preek te dink en dan toe te pas in jou lewe verder. As julle nou die bediening moet aanbeveel, weet of as julle nou 'n ad read gehad het vir vreemde mense, hoe en hoekom sal julle nou die bediening voorstel vir studente en jongwerkers? Hulle kom sê Sander, hoekom moet ek daar wees? Sê vir die kamera. Nee, ek ewen al was ek nie noodwendig iemand wat soos die reeks wat ek het gelei het nie, ek sou ook nog steeds gekom het. Bloot vir die feit dat ek hou daarvan om meer van die Bybel en van die Here te leer. Ek dink die kerk se tradisie van bring jou Bybel en die jong bediening en ons kategese wat so goed georganiseerd was om jou actually diepte en soos 'n ander persepsie van die Bybel te gee, sal ek Woensdae aankom om meer van dit te leer. Maar dit voel ek gaan uit en ek kan nie wag om dit vir ander mense te vertel wat nie by die kerk was nie, want ek wil hê almal moet weet wat ons geleer het. So ek dink net dit wat ons hier leer, maak my net so opgewonde en bied vir my soveel goed wat ek in my lewe kan toepas en my lewe kan verander omdat ek op 'n ander manier nou glo. Sal ek dit vir soveel ander mense aanbeveel om net te sê maar my lewe het so verander vandat ek hier betrokke begin raak het dat ja, ek sal dit 100% vir ander mense kan voorstel as gevolg van daai rede. Ek dink ons almal hier in vir connection in soos hierdie wêreld en ons almal soek daai vriendskap en daai soos ek sê connection. So ek dink ek sal mense nogal catch en sê kom kerk toe en kom maak goeie vriende. So ek dink ek sal daai lyn gooi. Want dit is maklik om te sê ja, kom kerk toe en kom leer van die Here, maar dit klink so ek wil nie sê boring nie, maar dit is nie. So ek dink ek sal nogal vir mense sê as jy regtig vriende wil hê wat equally yoked is, wat ons al baie gesê het, as daai fondasie reg is dit regtig maklik om dan pikniks saam te gaan hou of die van goedjies te reël, vakansie saam te reël of iets soos dit, paddle te gaan speel. Maar so dis ek dink ek sal mense catch en sê kom maak vriende as jy 'n bietjie alleen is of jy sukkel so klein bietjie, want ek dink baie sukkel met goeie vriendskappe, veral as jy regtig in hierdie wêreld mense soek met dieselfde waardes as jy. Skool. Ja, ek sukkel daar skool. Ja, dis wat ek bedoel. So ek dink ek sal nogal mense dit vir mense sê om hulle te catch. Die antwoord nou kinders is my volgende vraag want ek wil juist vra. Nee, soos is great. Want ek wil juist vra soos wat dink julle is dit soos want julle het so gepraat oor die vriendskappe wat mens daai het maak, maar hoekom dink julle is dit juist die tipe fondasie wat 'n goeie vriendskap vorentoe gee, want dis nou soos van mense beste vriendinne en vriende wat daar buite soos wat dink julle hoekom dink julle is dit so is op enige ander plek iemand ontmoet en Dis reeds gevestig in iets dieper as net 'n vriendskap. Ek het dit ook baie al gesê, soos omdat jy klaar 'n diepte verhouding het met die Here en al het jy nie, maar jy kom kerk toe en jy begin dit aan dit werk. En ek ontmoet iemand wat dieselfde oor die Here voel. Is dit baie maklik om dan oor ander tipe goed ook te praat. En baie maklik om aan te gaan en nie normale goed, maar aardse goed ook te kan bespreek, want jy weet jou waardes is klaar dieselfde. En min mense het ek al hier ontmoet wat nie dieselfde oor sekere goeders voel soos wat ons glo in die kerk nie. En dink dit maak klaar makliker dan om
met iemand vriende te wees want jy hou van mense hou maar van jouself, maar jy hou daarvan as mense dieselfde waardes as jy het en dit maak die vriendskap dan baie makliker. En as iemand dan 'n lyn oortree of vreemd optree, kan jy vir hulle met eerlikheid en opregtheid sê maar hoor hierdie het nie vir my gewerk nie. Kom ons probeer dit anders en baie keer is hulle soos hulle jammer dit nie geweet nie. En dis nice. Waar vir 'n ander vriendskap ek dit nie altyd wendig kan doen nie, want daar's nie daai diepte altyd klaar nie. Ek dink in vriendskappe veral voel ek dis lekker en mense kan mekaar beter leer ken, maar daar kom 'n plek waar jy voel soos jy het nou die diepste bereik as die Here nie die fondasie is nie. Dis lekker om soos ons sê goedjies saam te doen en saam te chat en vrolik te wees, maar as daai fondasie nie daar is nie, val dit al vir my. Die vriendskap kan net op so 'n plek kom en dan is daar niks meer nie. So ek dink ook mense groei bietjie uit mekaar uit en mense as daai fondasie nie daar is nie, dan gaan dit nie werk nie. Die vriendskap gaan nie regtig dieselfde veel beteken as wat ek dink die Here soos bedoel het om gemeenskap eintlik te wees nie. En ek dink wat ons moet besef veral in Palesier by ons, maar baie kerke in Bloemfontein wat van my ander studentepelle ook is daar's bietjie van 'n shift teenoor wat ons ouers en hulle ouers gewoond was aan kerk as wat ons is. Maar as ek nou vir iemand sê ek is in 'n NG Kerk, nee, hulle kan nie glo mens is nog deel van so iets nie. En dan sê ek maar kom bietjie saam, dan kyk jy hoe dit eintlik is. Vir alle op Sondag aan die oggende ook great. Sê nou nie dit is sleg nie. Bedoel net die shift wat ons gemaak het en baie mense het begin praat oor die Here, veral jong mense. Het nog steeds daai persepsie wat hulle ouers en oumas en oupas vir hulle gegee dat dit is 'n streng ding, dis apart van die res van jou lewe. Jy doen dit op 'n Sondag en dit is soos dit moet gedoen word, maar dis al. Waar hierdie so integrale deel is van enigiemand se lewe van die Maandag tot die Sondag en dat dit 'n nie daai angstige of ernstige ding is nie. Ja, ons is baie respek vir die Here en vir sy heiligheid. Maar as jong mense kan ons lag en ons kan dit geniet en ons kan saam worship en ons kan hard sing. Dit maak net 'n groot verskil en ek dink net mense is dit nog nie gewoond nie. En ek dink dis hoekom ons bediening dan nogal dit vir jou sal wys dat jy hoef hier te sit en jou mooiste klere aan te trek en 'n das te bring nie. Dis 'n gewone kerk, dis 'n gewone gemeenskap en ons is die kerk, nie die gebou nie. So dit is ook 'n verskil. En ek dink wat ons ook probeer doen is soos om regtig te werk aan jou relationship en nie religion nie. So meer weg te beweeg soos hy sê ons het baie respek vir die Here en of course ons sal nooit sy heiligheid kan fathom nie, maar om actually te kan besef dat hierdie nie net 'n stel reëls en regulasies is op 'n Sondag wat ons net moet afdik en sê ag ons moet nou al weer kerk toe gaan en dis 'n bekleierery voor kerk en almal stap dik back in en dis soos 'n hele storie. Maar om regtig te besef dat ek werk aan 'n verhouding met die Here en dis 'n afspraak wat ek met hom het en dis deel van sy kinders waarby ek leer en saam wie ons groei. So ek dink is 'n heel ander mindset ook wat jy dan het, want jy wil tyd spandeer en jy wil dan Bybel lees en sy karakter meer leer ken. Dis nie van ek moet nie. En ek dink ons almal kan saam praat, maar as jy regtig wil, is dit anders as wat jy moet. Verseker. En mense kan dit sien soos ek meen die aanddienste is 7:30 tot 8, maar voor 6 al dan, jy weet, kom die mense en is koffie en tot na 8 toe is die mense nog besig om koffie te drink buite en te kuier saam en goed so. Die mense wil regtig hier wees en soos daai community en daai vriendskappe, dis nie net hierso en 'n minuut later as jy weg weer nie. So dis ook lekker om dit te sien. En soos ook met die vriende, hoe mense, jy weet, jy braai saam die een dag en die volgende dag kan jy met daai selfde mense saam in die kerk staan en worship en goed so die gemeenskap is regtig great. En dis lewe in oorvloed. Ek voel dit is wat die Here vir ons gegee het. Niks minder nie. En die lekker ding ook is dat die vriende wat jy maak op 'n Woensdag is dieselfde pelle wat jy met jou koffie kan drink op 'n Sondag. As jy soos jy wat nie van Bloemfontein afkom nie. As jy weet van buite Bloem afkom en jy kom hier so jy ken nie eintlik iemand nie en jy gaan na 'n plek toe wat dis mense wat in dieselfde fase van lewe is as jy en jy maak pelle, dan het jy iemand om jou koffie te drink op 'n Sondag, iemand om langs te sit en langs hulle te staan en worship op 'n Sondag. Ek dink is 'n baie special ding om daai verhouding met mekaar te bou en dan deur mekaar te help om jou verhouding met die Here. En veral mense wat dalk ook nie op kampus swat nie of wat op 'n nie in 'n koshuis is nie. Ons het bevoorreg ons het 'n lekker groot klasse wat baie goed heeltyd saam doen. En dit is nogal wat ek dink vir enigiemand wat ook sukkel om dalk vriende te maak, is om hier te kom en as jy of aanlyn swat of jy werk deeltyds, kom hier toe. Ek voel hier's nogal 'n plek wat jy dit sal kan kry. Ja, nee, is 100%. Maar ons wil net duidelik maak vir die mense soos wie mag almal hierdie groep join.
Ons is eintlik self nie seker oor die margins nie. Ek dink net jy moet na skool wees. Dit is vir van eerste jaar of vandat jy klaar matriek gemaak het tot seker 35. Ja, ek dink is nou 35. Dis nou 35. Ja, die oudste ou in ons groep is amper 35. Ek dink nog jou minder Dit skuif elke jaar. Ja, ouer Aubrey word ouer op die bediening. Ek dink dit gaan jou minder relevant wees as jy getroud is met kinders dalk. Ja, Ek dink dit gaan daar ook was sulke mense ook, ja. Ja, kom ons gaan maar oor 'n fase. So as jy tussen jong werkende mense, studente, as jy in daai fase is, sal jy kan aanklank vind. Ja. Ja, so enigiemand daar, jy klassifiseer jouself. Maar nou was ons getroude mense ook by ons gewees, want mense maar was wat sê maar soos hulle is al getroud en geskei en 'n kind, maar hulle is nog steeds jonk. En ek was by om iets kom, soos ek gaan nie omgee dit kom nie, maar ek weet daai mense het nie noodwendig gekry wat hulle wou nie, want dit soos jy sê dis 'n ander fase. Ja. En kom kyk of dit vir jou werk. Ek moes vrede daarmee maak dat in die kerk, in studentebedienings, ek kan nie almal hier uitkry nie. So graag wat ek wil, so baie wat my beteken, dit bly ander mense se keuse. Ja. Ek gaan dit probeer so gemaklik en lekker vir jou maak as jy wil en daar's baie plek waar jy gaan kan inpas. Maar as jy wil Woensdae aande kom, moet jy kom en gee dit meer as een kans. Ja, Moenie net een 100%. keer kom nie, want dit is baie keer iets anders wat jy kry. Ja. Maar ja, ons kan nie dwing om hier te wees nie, soos ek ook nie kan dwing om 'n Christen te wees Ja. nie. Maar ek wil graag dit vir jou so lekker as moontlik maak. Ja. En dis hoekom ons is oop vir kritiek en vir baie mense sal gekom, maar kan ons dit bietjie probeer en dit en dan doen ons dit. Ja. Want as dit vir jou iets gaan beteken, asseblief. Ons wil graag dit so Ja, doen. en ek dink die mense moet ook besef dat nie elke reeks wat ons doen gaan jou soos Nee. lewe verander en soos nie elke Woensdag gaan jy wees soos joh, ek is nou so vuurwarm vir hier soos Ja. dit is 'n continuous proses en soos jy gesê daai dissipline van bou van ek kom maar net want die een reeks spreek dalk praat ook baie meer met my, wys dit die volgende een weer vir jou. Verseker. So maar ek voel dit baie keer in daai wat jy juis voel, dis nie vir my nie, is die een wat God juis in werk. So ja, dit is goed. Ja, maar dit force jou om daai dissipline te hê, om dalk al voel jy dit is nou nie heeltemal my cup of tea nie, om nog steeds daai dissipline te hê, om nog steeds te gaan. Yes. En dalk ja, soos wat jy sê, dalk werk hier so deur dit. Ja, 100%. Ja. Ek wil gou by julle hoor, hoe kan mens betrokke raak by hierdie bediening? Jy kan Woensdae aande kom. Ja, kom net ons. Of Sondag aande. Dis 'n paar goeders by Woensdag aan, so stap dit in die saal in. Ja, wel, dit vat stap waar die jongste mense lyk. Ja. Dus ek sê dis nogal moeilik as dit 'n baie verskeie mense. Maar jy kan vir my of nou maar die of die kerkkantoor dink ek net WhatsApp. Ek dink dis die maklikste. Baie mense ons RDP groep, ons stuur gewoonlik die boodskap al die maandag uit dat jy kan net bewus wees dit is hierdie Woensdag. En dis nie sommer dat ons nie 'n Woensdag aand dit het nie. So jy kan eintlik regtig enige Woensdag aand 6:15 opdaag en ons sal hier wees. Of net as jy wil begin by die jong erediens, kom op 'n Sondag aand 6:30. Of soos jy sê al 6:00 se kant as jy wil. 7:30 tot 8:30 kan ook klaar vir jou ook 'n idee gee hoe dit gaan lyk. Ja. En as jy Soek ons net. Soek ons, jy sal sien Hier's baie. net so Daar's van een- 6:00 af ja. om die koffiewinkel. Daar's 'n met groot koffie groepie en- jong ja, mense Is dit so wat groot daar groep? Wat lekker gesels en lag en ja, loud Ja, is. So daar's soek baie ons van net. ons, Jy's ja. welkom. Ja. Nee, dis so. Okay. En dit sal gryp wees as mense kan join. Dit sal vir ons Ja. reg lekker wees en tot 'n maat. Ons sal soos partykeer opsplit dalk in kleiner groepe ook om daai gemeenskap te hou. Maar ons probeer regtig die mense bedien en as dit beteken vir ons so baie. Ons wil dit regtig vir ander mense ook oordra. Ja. So dit sal 100% vir ons lekker wees. Ja. 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 Ek dink dis dit. Ja. Sander, Dit was lekker. Baie dankie. Ons hou van gesels. Dankie dat jy 'n bietjie kom weer vertel het en vir wat ek het ietsie geleer van die gesplit van vir ons en vir die kykers 'n bietjie meer geleer het. Ja, sterk met julle studies en Dankie. Ja, baie dankie. Ons sien julle julle. Sondag of Woensdag. Ja. Dit was 'n Enige ander voorreg. tyd, Baie bly julle. Dankie vir julle hoor. So as jy studente vir jong werkende is daar buite, is hierdie 100% die plek vir jou. of as jy net een van jou twee favourite hosts wil ontmoet. Jy gaan ons 10-1 daar kry op 'n Woensdag aand. I would recommend. Ja, julle kan maar kom. As jy meer wil uitvind, kontak gerus die kerkkantoor of gryp net enige jong mens wat jy sien rondloop. Baie dankie dat julle gekyk het en ons sien julle volgende keer op Palisier Praatjies. Fluit, ons storie is uit.